Kom in posisie. Ons is besig om te gesels oor kom in posisie en vanoggend gaan ek praat met julle oor die posisie van kyk en sien. Kyk en sien. Nou, ons moet nou net gou een ding verstaan, alles wat ons sê oor kyk en sien, sê ons ook oor luister en hoor. Okay, so dis dieselfde beginsels geld wat ek nou hier vir jou gaan leer. So wanneer ek nou was die Here vertoef om te kom die volgende keer met julle gesels, dan gesels ons oor luister en hoor. Okay, man, nou dieselfde goed geld vir dit. So ek gaan dit nou nie weer oor sê nie. Jy moet nou 2 maal goed genoeg luister. Okay. So ons moet een ding verstaan. Ons kyk nie net met ons oë nie. Ons kyk eintlik met ons brein. Dis mos nou hoe die mens werk, né? Die oë is die orgaan waar lig inkom. En dit wat hier binnekant raak gesien word, hier binne-in word met die agterkant van my brein uitgesorteer. Wat dit is wat ek sien en hoe dit lyk. So dis 'n proses. So wanneer ons praat oor kyk, is dit eintlik iets wat te doen het met my liggaam, my siel en my gees. Ek kyk nie net met my liggaam nie. My liggaam is betrokke, my siel is betrokke en my gees is betrokke in kyk en in sien. En dis belangrik dat ons dit besef. Dan Sullivan het gesê, our eyes only see and our ears only hear what our brain is looking for. Ja, dit is belangrik. So ons gaan 'n bietjie gesels oor kyk en my brein. Laat ons net in die begin dit 'n bietjie uitsorteer. So wat gebeur wanneer ek ietsie sien? Dit kom by my oog in, okay, en dan beweeg dit na die agterkant van jou brein. Okay? Oksipitale lob sit hier agter. Okay. So ek weet nie hoekom vat dit die lang pad nie. Hier vanaf tot heel agter in brein. Vir party ons is dit 'n baie lang pad. Party ons is dit 'n baie kort pad. Hang af hoe groot jou brein is natuurlik. Ag, julle is flou hoor. Of is dit 'n flou enetjie gewees? Okay. Maar ons sien met ander woorde hier in die agterkant van ons brein, dis waar ons sien en dit is waar persepsie werk. Okay? Persepsie wat ek sien met die agterkant van my brein. Nou persepsie, dit is wat ons sien. Dit is hoe die brein al die sensoriese inligting wat by jou oë inkom hanteer en by jou ore inkom. Persepsie werk met dit ook presies dieselfde. So dis daai onmiddellike siggoeters. Nou die pad is eintlik 'n klein stukkie anders, maar hierdie is goed genoeg so vir wat ons moet verstaan. Dat dis waar ek hier agter sien. So ek sien eintlik met die agterkant van my brein. So dis waar persepsie is. Maar ons verwerk nie wat ons sien aan die agterkant van ons brein nie. Daar is 'n ander plekkie in ons brein wat aan die werk kom die oomblik as ek iets sien. Maak nie saak wat dit is wat ek sien nie, dan is daar 'n ander deel in my brein en dis waar ek perspektief sit aan wat ek sien. En dit is as jy nou die brein sou iets weet van, dis die amygdala, hy sit in die middel van jou brein, so tussen die lobbe aan die onderkant. Dis daai deeltjie waar ons perspektief kry. So persepsie is die goed wat ek net sien. En dit gaan hier na agter toe. Perspektief sê ek gee nou 'n waarde aan wat ek sien. Okay? As jy 'n mens net doodgewoon na 'n mens kyk, dan sien jy 'n mens. Jy kyk in iemand se gesig, jy sien 'n gesig. Dis die agterste deel sê vir jou, jy sien 'n mens, jy sien 'n gesig. Maar die amygdala, daai binneste deel van jou brein sê vir jou, is hierdie 'n mooi mens? Is dit 'n lelike mens? Ja. Kan ek hierdie mens vertrou? Kan ek hierdie mens nie vertrou nie? Lyk hy skiewie of lyk hulle nie skiewie nie? En al daai goeders. Dis in die middel van jou brein. Daai deel, hy begin met jou nou werk en vir jou al daai goedjies te vertel. So perspektief, dis hoe ons interpreteer wat ons sien,
vind in die middel van jou brein plaas. Dis daai subjektiewe lens wat ek en jy het en ons kan praat van ons manier van kyk na die wêreld, ons uitkykpunt wat ons het oor die wêreld. Dis waar ons dit interpreteer. So ek sit nou met perspektief en in my brein, so hy werk nou deur. So ons kyk met ons oë, maar die agterste deel van my brein sien dit en dan kry ek perspektief by die ander gedeeltetjie van my brein. Nou kom die interessante deel. Hierdie plekkie waar ek en jy perspektief kry, hy kan lekker te mekaar wees. Ja. Jy sien, want daai deel word beïnvloed deur baie goed. Daar sekere goeters wat in hierdie deel van jou brein sit, wat bepaal wat ons sien interpreteer. So hierdie deel van jou brein gaan haal uit verskillende dele binne in jou hele brein, gaan haal hy goedjies. Hy hakel is en dan trek jy hulle nader. Dit gebeur nou binne in sekondes natuurlik, né? Bring hy vir jou goedjies nader. As jy 'n hond sien nader hardloop na jou toe, dan sien jy jou oë dit gaan hiernatoe. En onmiddellik begin hierdie deel van jou brein vir jou sê, waai sy stert, waai sy stert. As hy stert waai, weet jy, okay, dis 'n vriendelike hond, né? Wys hy tande, wys hy tande. As jy tande sien, dan weet jy dis nie 'n vriendelike hond nie. So dit gebeur binne in sekondes, hier binnekant in ons breine. Dis 'n ongelooflike stukkie ding, hierdie deel van ons breine. Maar nou praat ons daarvan, daar's 'n woordjie wat die ouens gebruik, wat nou slim is. Hulle praat van 'n perseptuele vooroordeel. Met ander woorde, ons het sekere vooroordeele in ons harte en eintlik nie in ons harte en in ons brein en ons denke, hoe ons na goed kyk. So hierdie goeters is outomaties daar. Jy kan dit nie wegwens nie. Jy kan dit verander, maar jy kan dit nie wegwens nie. Dit het 'n impak oor hoe ons verstaan wat ons sien. So, ek sien iets. Gaan hier na die agterkant van my brein toe, gaan na die middel van my brein toe. Die middel van my brein het nou goed wat hy onthou van vorige geleenthede, smake, voorkeure. Al die goed gaan gryp my brein en bring dit bymekaar. En wanneer ek daai goed bymekaar het, dan interpreteer ek wat ek sien. So dit gebeur binne in sekondes. En nou daar sekere vooroordeele wat ons almal het. Dis soos 'n bril. As ek 'n blou bril opsit met blou lense, gaan alles wat ek sien blou wees. Dis maar so. Min of meer dieselfde. Ek het hierdie lens hier binne in my wat maak dat ek sekere vorige ervarings gebruik, dat ek oortuigings gebruik, dat ek verwagtinge gebruik om dit wat ek sien te interpreteer. Nou daai goed hoef nie noodwendig waar te wees nie. Jy sien, as ek nou 'n geleentheid gehad het, kom ons noem dit so, ek kan laat net nou vir jou so verduidelik. Jy sit in jou motor, nie hier in Stilbaai nie, in die middel van Johannesburg. Okay? En jy sien, so uit die hoek van jou oog, hier is iemand wat daar van ander kant die straat af, reguit op jou kar afgestop kom. Okay? Nou het jy 'n paar ervarings, wat jy gebruik om dit te interpreteer. Jy het of die ervaring van, hier is iemand wat gaan vir jou iets geld vra, of jy dink, gaan ek gekaap word? Is dit so? Ja, of miskien wil hierdie ou net vir my verduidelik en vir my sê, my motor se wiel is pap. Alles hang af van vorige ervarings. As jy al ooit in jou lewe gekaap is deur iemand, wat dink jy outomaties? Nee, wat, jy dink nie, jy sit jou voet in die hoek en jy ry bo die rooi robot. Want jy vra nie, dit is outomaties. So ons ervarings wat ons in hierdie lewe het, maak dat ek op 'n sekere manier kyk na goed.
na mense, na omstandighede. Dis outomaties binne in my. So dis binne in my brein ingeprogrammeer. En hoe vaster my vorige ervarings vasgelê is in my hart, hoe erger is die effek wat dit op my het. As ek 'n ervaring het dat iemand my nie groet nie of iemand kwaad is vir my, dan alles wat die persoon doen en ek sien dit raak word verwerk deur my verwagting, die persoon is kwaad vir my of ek is kwaad vir die persoon. So alles gaan ek daarmee inkleer. Dis hoe dit gaan werk. Dit is hoe dit werk. Ons het ook oortuigings, goed waarvan ek oortuig is in die lewe. Manier van dink, 'n manier van doen, en jy hou nie van 'n sekere manier nie, en jy hou van 'n ander manier, en jy sien iemand doen dit, en outomaties voel jy oor sekere goeters so, en jy het sekere verwagtinge in jou hart, oor wat gaan gebeur, wat is die verwagting met die uitkomste wat jy verwag, en jy interpreteer alles wat jy sien hier aan. Ek het 'n vriend, en hierdie vriend van my, hy het dit nou maar sy eie bediening gemaak. Hy koop chocolates. So. 'n Chocolate, dan skryf hy bo op die chocolate sommer net 'n teksvers en die Here is lief vir jou. En dan as hy by mense verbystap en hy sien 'n geleentheid, dan sal hy dit in iemand se sak sit of 'n handsak sit. Want dis wat hy doen. Dis sy bediening. Hy wil nie hê mense moet dit weet nie. So hulle net op 'n stadium kom hulle agter, daar's 'n chocolate in hulle handsak. En dan sien hulle die chocolate. En dan as hulle dit nou lees, dan sê hulle, "Wow. Kan julle sien wat hy doen daar?" OK. Ek het 'n ander vriend. Hy is so skelm, soos wat dit kan kom. As hy 'n geleentheid kry, dan steel hy 'n ding by jou. En hy's 'n pickpocket. Julle weet wat 'n pickpocket is. Dis iemand wat die vermoë het om goed by jou te steel, sonder dat jy dit agterkom. Ek het 'n foto van hom. Wat het jy gesien met die eerste foto? Met die eerste foto het jy gesien iemand sit 'n sjokolade in iemand anders se handsak. Want julle het nie geluister na wat ek gesê het, moet ek weer teruggaan. Ek het mos julle gesê, hy sit 'n sjokolade in sy handsak. Julle moet luister as ek praat, man. In die tweede prentjie, wat het jy gesien? Jy sien iemand steel iets. Wie het nou gesê sjokolade? Julle is te mekaar. Ek dink julle bril het gewas met iets. Maar verstaan nie wat is die effek van verwagting? Jy hoor iets en nou het jy hierdie oortuiging, daar's iemand wat sjokolade in iemand se handsak sal sit en jy sien dit raak. Maar presies dieselfde omstandighede, selfde prentjie, maar jy sien iets anders raak. Want jy sien, want ons sien met ons brein. Jy sien presies dieselfde ding, maar jy interpreteer dit anders. Dit is persepsie, dis my perspektief. En ons almal het perspektief in hierdie lewe oor baie goeters. En baie van die goeters is so vasgelê binne in jou en my, in ons denke en in ons harte, dat ons sukkel om iets anders te sien as wat ons wil sien. Of wat ons brein van ons sê om te sien. So daar sekere goeters wat in ons harte en in ons brein, ek wil amper sê, ingeprogrammeer is. Ons noem dit vooroordele, perseptuele vooroordele. Die Engels sê perceptual bias. So jy het 'n vooroordeel in jou hart, en ek gaan net vinnig net na 'n paar van hulle kyk. Die een is 'n bevestigingsvooroordeel. Dis die neiging wat ons het om inligting te interpreteer, te soek en te interpreteer en te herroep wat in lyn is met my oortuigings. OK? Hierdie is in lyn met my oortuiging. So my brein soek outomaties na die goeters waaroor ek oortuig is. As jy oortuig is iemand is 'n skelm, dan hou jy hom dop met oogies wat soek na 'n
skelm. Dis outomaties so, want jy het hierdie ding in jou brein is so geprogrammeer, jy het hierdie vooroordeel waarna jy met goed kyk. Maak nie saak wat dit is nie. Party van julle sal nou, ek luister nou toevallig gister toe ons ry, eergister ons ry op die radio, Saterdagoggend, dit was Saterdagoggend, nou hoor ek, daar's 'n program op die radio, wat jy jou liedjies instuur, RSG toe, 5 liedjies, dan speel hulle jou liedjies, dan praat hulle nou met die persoon, en terwyl ons nou so ry, toe hoor ek, die ou sê, hy is van Standerton af, en toe dog ek, dis nou waar ek gematrikuleer het, en ek hoor toe hy praat iets van Standerton, ek net die laaste stukkie so gespraat, en hy praat nogal baie, en jy kry mos mense wat nou minder praat en mense wat meer praat, maar hy is een van die wat meer praat, en op 'n stadium toe hy nou so praat, toe sê hy, ons het altyd gestry oor chef of fort, dog ek, nee Brintie, waar jy kom daai Standerton uit, verseker, want is al waaroor hulle die hele tyd kon praat, is of chef of fort. Daai tyd was Toyota nog nie so koning van alle karre nie, dit was net, niemand het gepraat van Mercedes nie, want dan sê hulle jy Bragg of BMW nie, so jy praat van dis of 'n chef, of dis 'n Ford, of dis 'n Massey Ferguson trekker, of een van die ander. Massey Ferguson was gewoonlik iemand gewen het. En nou, as jy nou met 'n bevestigingsvooroordeel sit, en jy loop langs 'n Ford motor verby, dan sê jy vir jouself, dis 'n blik. Maar bevestigingsvooroordeel, as jy langs 'n chef verbyloop, staan jy en sê, wauw, dis 'n mooi kar. Ok, dit was so, dis nou nie meer so nie, né? Dit was nou so. Dis bevestigingsvooroordeel. Die volgende een is die halo effek waarvan hulle praat. Halo effek. Dit gaan daaroor dat wanneer jy 'n mens sien wat op 'n sekere manier optree of lyk, jy sien dit, dan beoordeel jy alles van daai mens op grond van dit wat jy sien van die persoon. So, hier stap iemand in, netjies aangetrek, soos ek nou vanoggend, jy weet, met my baadjie aan, uitgesorteer. As ek nou net 'n das aangehad het, was dit nou nog beter, maar nou, jy kyk dan en sê, hierdie ou het gearriveer. Jy weet? Jy kyk na sy skoene en jy sê, hy dra daai soort skoene. Dit beteken, die ou het ching, wat ook al jy dit wil noem, né? Maar nou sien jy 'n ander ou, soos die jeugpastoor wat nou hier rond staan met sy jeans en sy goeders, dan kyk jy na hom en sê, waar het hulle hom in die hande gekry? Wat maak ons die oomblik wanneer ons dink iemand is, as iemand netjies aangetrek is, soos 'n dame, mooi netjies aantrek, mooi grimering, lyk mooi, lyk uitgesorteer, dan outomaties sit jy hulle in wat? In 'n spesifieke soort klas. En jy beoordeel alles wat hulle doen aan dit wat jy sien. As jy 'n boemelaar daar langs die straat sien loop, dan outomaties sit jy hom in 'n klas. En jy beoordeel alles van hom op grond van daai klas. Dis wat hierdie effek is. Ongelukkig is dit so met goeie en slegte goeders. So ons is nie mense wat rarig maak soos wat God sê, ek kyk na die hart nie. Ons kyk altyd na die buitekante. Ons sien iets en ons beoordeel dit aan die buitekant, dit wat ons sien. Dis die halo effek. Dan is daar selektiewe persepsie. Hierdie is 'n baie belangrike deel eintlik van ons as mense, anders sou ons nie rarig kon cope met al die input van die lewe nie. Dis die geneigtheid dat ons het, dat ons sekere goed uitsny. Jou brein sny outomaties sekere goeders uit jou verstand uit. Hy sny meer goed uit man se verstand uit as uit vrouens se verstand uit. OK? Dis hoekom mans altyd sukkel om iets in die hande te kry. Julle weet mos. Jou vrou sê vir jou, kry daai ding, en jy stap haar rond en sê, waar is hy? Waar? Ek sien hom nie.
Waar is hy? En dan kom sy in en sy kyk net so, sy sê, hier is hy. Jy sien, dit is wat nou hier aan die werk is. Selektiewe persepsie. Ons is selektief van wat ons sien. Okay? So ons is outomaties geprogrammeer om selektief te wees met wat ons sien. As ons al die insette in ons oë en in ons ore, as ons brein nie die vermoë gehad het om sekere goeders weg te vat nie, dan sou ons die inligting sou te veel gewees het. Dit sou net te veel gewees het. Jou brein beskerm jou eintlik daarmee, maar nou ongelukkig beskerm jou brein jou baie keer op 'n verkeerde manier. En hy vat goed weg dat jy dit nie sien nie, wat jy veronderstel is om te sien. Dis so met gehoor presies dieselfde. Jy het in 'n vertrek gesit en jy sit hier by 'n klomp mense in gesels en jy het die vermoë om die gesprek van 3 mense verder van jou af te sny en te fokus hier op een persoon hier. Mans kan dit doen. Vrouens weet nie, daai oor is daar, daai oor is daar. Hierdie oor is in die kombuis nog aan die gang te hoor. Hierdie een hoor die slaapkamer waar die kinders is. Jy weet, so hulle hoor. Maar mans kan net afsny en sê fokus hier totdat iets gebeur. Totdat die ouens in die 3de tafel van hier af jou naam sê. As jy hoor Kobus, dan outomaties gaan hierdie ore net so. Is dit nie so nie? Dis presies hoe ons is. Okay. En ons het die vermoë om uit te sny, maar dit wat vir ons belangrik is, dit hoor ons. So ons name is vir ons belangrik. Dan is daar 'n toeskrywingsvooroordeel. Met ander woorde, dis die neiging om ander mense se gedrag te beoordeel op grond van hulle persoonlikheidseienskappe. En jou eie nie daaraan te koppel nie. Kom ons sê, iemand sê, ek het 'n kopseer. My kop is so seer, ek kan niks doen nie. En dan dink jy, jy sit aan, tot jou eie kopseer is. Is nie so nie? En as jou eie kopseer is, ek kan niks doen nie. Ek moet net 'n bietjie gaan sit. Ja? Of iemand is besig en dit lyk asof hulle lui is. En jy sê, kyk hoe lui is hy persoon. Tot jy die werk moet doen en agterkom die son is warm. En jy staan ook so 'n bietjie met die graaf, jy weet. Maar dis okay, want ek kan dit doen, want ek kry warm. Maar die ander ou moet werk, en as hy dit nie doen nie, is hy lui. Dis die persepsie, dis wat ons het, ons die vooroordeel wat ons het. Nou, die ouens wat slim is, daar's baie ander verskillende vooroordele wat ons het. Ek en jy moet net op 'n plek kom waar ons besef, dit wat ek sien, word beïnvloed deur my brein. So jy's nou bewus daarvan. Dit wat ek sien, word direk beïnvloed deur my brein. So ek sien met die agterkant, maar hier binnekant in my brein is 'n plekkie waar alles wat ek sien geïnterpreteer word en deurgewerk word en uitgesorteer word. So ons kyk met ons persepsie en vanuit ons perspektief en altwee hierdie goeters moet vernuwe word. Dis hoekom die woord van die Here vir jou en my sê, dat ons denke moet dag na dag vernuwe word. As ek 'n kind van die Here word, en ek is klaar met my ou lewe, dan beteken dit, ek kan nie meer op dieselfde manier kyk en sien, as die ou mens nie. Ek moet nuut begin kyk, en ek moet nuut begin sien, ek het nodig dat die Here my kom verander. In Openbaring 3 vers 18, Johannes sê, hy praat vanaand oor hierdie gemeentes, en hy sê, en ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou die gemeente in Laodicea het gedink hulle is baie ryk en hulle het baie wel af en hulle was ryk en hulle was wel af, maar hulle het opgehou om hulle eie armoede hier in die binnekant te sien. En Jesus sê, hey, kom koop vir jou salf by my. Met ander woorde, laat ek jou oë oopmaak sodat jy kan sien, regtig kan sien.
En ek en jy het nodig dat die Here ons oë oopmaak, dat ons regtig kan sien en weet wat hy vir ons sê. Ephesians 1:17-18. And the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened. Hy wil ons, en dis wat ek en jy moet doen. Ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, kom, help my dat ek hier binne kan vernuwe, dat wanneer ek kyk, dat ek kan sien wat U wil hê ek moet sien. Sodat ek met U oë kan kyk en met U oë kan sien. So my denke moet vernuwe word. Uit die aard van die saak, as jy na nonsens kyk, kan jy niks daaraan doen nie, né? Julle verstaan dit? So as ek na nonsens kyk, is ek in die moeilikheid, want nonsens, dan maak ek mos nou 'n asblik van die binnekant. As ek gemors insit, dan dis wat die binnekant kom lê. So ek moet mooi kyk na waarna ek kyk. Maar as ek sien, moet ek vir die Here vra, help my en kom vernuwe my denke. In Romeine 12:2 sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit is in Engels sê, of your mind. Met ander woorde, ons denke moet verander word. Dis God se werk, en hy doen dit binne in ons, om ons te help om op 'n hoër vlak te dink. Met ander woorde, om bewustelik te dink, wanneer ek kyk. Nie net te aanvaar wat ek sien nie, maar om dit te meet. As ek dit nou vir jou so kan stel, as ek nou hierdie brein ding nou net so, om te kan sien hier, en hier is my persepsie, met ander woorde, dit word wat ek sien word daar verwerk. Nou, wanneer ek hier na die middelste deel van my brein toe te gaan, om vir die Here te vra, Here, ek vra U, kom omvou hierdie deel van my brein, met Heilige Gees. Omvou dit, want dis waar ek hoor, net dis waar wat ek hoor geïnterpreteer word. Ek hoor op 'n ander plek in my brein, maar my persepsie is dieselfde. So daai gedeeltetjie moet ek wil hê Heilige Gees moet dit toevou. Sodat wat ook al ek nou in my brein gaan haal om dit wat ek gesien het te interpreteer, dit deur Heilige Gees gaan. En Heilige Gees vir my kan sê, dis wat jy regtig sien. Sodat wanneer ek met iemand praat en ek sien iets, dat ek regtig kan sien met die oë van die Gees. Verligte oë van ons verstand. Plek wat met die Gees van God toegevou is. Iemand het geskryf, we will never run out of things to work on, which calls for ongoing renewal. The renewed mind ever deepens by knowing God's thoughts as they qualitatively transform our ordinary circumstances into extraordinary, eternal circumstances. Met ander woorde, ek en jy ons wil verander, man. Ek wil anders dink wanneer ek goed sien. En ek wil vir die Here vra, kom help my, dat as ek op 'n plek is, maak nie saak waar sit nie, wanneer my oë beweeg, ek sal sien wat U wil hê ek moet sien, soos wat U wil hê ek moet dit interpreteer. In 1 Corinthians 2:16 he says, for who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? We have the mind of Christ. Broers, kan julle onthou, Jesus het hierdie vermoë om na Petrus te kyk, terwyl Petrus eintlik iets goeds vir hom sê en goed bedoel met, Here, ons sal nie toelaat dat U sterwe nie. Dat Jesus die vermoë het, terwyl hy dit hoor en na Petrus kyk en vir hom sê, gaan weg agter my Satan. Dis die vermoë om te kan sien wat regtig besig is om te gebeur. Jy sien, soms kom ek en jy in 'n situasie waar iemand jou soort van aanval of aanvat of wat ook al, en hulle lyk kwaad en nie goed. Die vermoë om regtig te kan sien wat is besig om te gebeur. Wat hierdie persoon besig is om te doen.
Nie my eie vooroordele of al die biases wat ek het nie. Nie daai goed in werking nie, maar God se gees in werking in my. Daai vernuwende manier van dink oor dit wat die Here wil hê ek moet oordink en in my hart en in my lewe hê. Joyce Meyer said, your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. Dis 'n keuse wat ek en jy maak om te sê ek gaan hierdie goed toelaat in my lewe, ek gaan dit nie toelaat nie en ek wil hy Heilige Gees moet vir my wys wanneer saad krom en skeef is. Of dit in my eie denke is en of dit van buitekant af kom, maak nie saak nie. Ek wil sien wat die Here wil hê ek moet sien en ek wil op die regte manier wees. Ons moet begin sien met Jesus se oë. Ons moet begin en dis wat sal begin gebeur wanneer jou en my denke begin verander. Wanneer God hierdie binneste deel van ons brein begin verander en vernuwe en al die persepsies en die verkeerde vooroordele wat ons het uit ons lewens begin uithaal. En dat ons bewustelik leef wanneer ons iets sien. Dat die Here daarin kom en met ons kom praat. So ons moet die onsienlike kan sien. Dit wat deur logika en emosies en denke verberg word. Dis wat ek en jy moet begin sien. Ons moet vir die Here sê, Here, open my oë, help my dat hierdie deel hier binne in my brein, wat vir my ek wil amper sê, die goed wat net hier voor oë is, net dit die hele tyd wys. Help my om met geloofsoë te begin kyk. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons vra die Here en sê, Here, wanneer U my denke vernuwe, help my om die onsienlike te sien. Help my om te kan sien wat U sien. Help my om daai plek te kan, op so te kan leef, dat wanneer ek kyk na die lewe en goed om my, dat ek kan sien wat U sien, Here. Ons het net hierdie versie ook gelees, having the eyes of your hearts enlightened. Laat die Here ons brein verander, dat ons sy denke kan hê, wanneer ons goed sien in hierdie lewe. Dat ek en jy sal kyk en sien verby die uiterlike goedes. En hierdie het sekerlik baie te doen met mense, maar ook maar met omstandighede. Ons sien situasies, ons sien dit, en ons beleef dit, en dan breek ons net daar. Daar's goed wat met ons gebeur, en die lewe gebeur met ons weet dit, die lewe gebeur met ons, maar daar's goed wat met ons gebeur, wat 'n tydelike ding is, wat vir 'n oomblikie daar gaan wees, en dan is dit weg. Maar al wat ons sien is, ons sien hierdie ding wat hier reg voor ons kom staan. Ek wil bid en vra, Here, maak my soos Dawid, wat toe hy voor 'n reus staan, nie die reus raak sien nie. Glad nie is die reus raak sien nie, vir hom was dit die reus was nie sy issue nie. Hy het net vir God raak gesien. Dis al wat hy gesien het, hy het net vir God raak gesien. En dis wat ek gekyk, dis so ek en jy moet kyk, ons moet vir die Here vra, help ons Here, dat ons op hierdie manier kan sien. 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na die voorkoms, en hoe sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien God nie, wat die mens sien, wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ai. Hoe maklik. En hoe vinnig is ons nie om ander te oordeel op grond van wat ons sien van hulle nie. Hoe maklik is dit om goed oor ander te sê, net omdat ons na die buitekant kyk. En ons moet vir Vader vra, help ons, Here. Help my om die binnekant te kan sien. Help my om te kan sien wat U sien. Gee my U oë.
Samuel is 'n profeet van die Here. Uitgesorteerde man wat wonderwerke doen, wat ja, ek bedoel hy's 'n groot godsman. Maar hy kyk ook net na die buitekant. Toe Dawid se boeties voor hom staan en hulle staan en hy dink hierdie kyk hoe groot is hierdie man. Hy het net sulke skouers, hy het net sulke arms, hy kan 'n swaard swaai. Hierdie ou sal goed lyk as 'n koning. Nee, nee. En toe daar 'n seentjie kom met sulke rooierige wangetjies en sulke de mekaar hartjies, net so 'n baksteen hoog, toe sê die Here, hier is hy. Ek sien sy hart. Daar's 'n reus daar binne. Daar's 'n reus daar binne. Is ons nie geneig om so vinnig 'n gevolgtrekking te maak op wat ons sien? Here, kom open my oë dat ek kan sien soos U sien. Nie die uiterlike goed nie, Here, maar dat ek na die binnekant kan kyk. Die Here moet ons help dat ons die moontlikhede van môre kan sien. Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Jy sien, dis wat God sien wanneer hy na jou kyk. Hy sien hoop. Hy sien 'n toekoms wat goed is en mooi is. En wat sien ons die meeste van die tyd wanneer ons na die lewe kyk? Die krisisse, die hartseer, die pyn. En baie keer staan ons voor goedes en ons sê, Here, dis verby, ek is op, ek is klaar. Die Here sê, van wanneer af? Dis nie deel van my plan hierdie nie. Ek het 'n ander plan oor jou. Ek dink anders oor jou. Vader, moet ons help dat ons kan die onsienlike sien, dat ons kan sien wat hy sien. Jou lewe is nie oor die muur nie, dis nie verby nie, dis nie klaar nie. God het nog 'n plan en 'n droom vir jou lewe. En die Here moet ons help dat ons in daai toekoms kan insien. Dat ons nie net onsself sal vaskyk teen dit wat is nie, maar teen dit wat kan wees. Teen die potensiaal wat daar is in God se hande. Vir jou en vir my lewe, vir ons kinders se lewe. Ons kyk baie keer na ons kinders en sê ons, Here, hulle word groot in hierdie tyd, en hierdie tyd waarin ons leef is dan maar bad, man. Maar weet jy, ons ouers het dit ook gesê van ons, toe ons gebore is. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Daai kind wat nou gebore is nie per ongeluk nie. Hy's gebore vir 'n tyd soos hierdie. En God se plan strek baie verder as net 'n tyd soos hierdie. Dit strek tot in die ewigheid. So kom ons begin 'n bietjie raak sien wat lê ook in die ewigheid voor vir ons. En vir ons kinders en vir ons kleinkinders. Dan sal ons ophou bewe en bevangs wees. En ons sal God se wil vir hulle lewe begin roep. Want ons kan dit sien. Here, open ons oor dat ons kan sien. Help ons om die moontlike te sien, die potensiaal en nie die voor die hand liggende goed nie. Nie die goed wat logies in ons koppe kom wanneer ons deel met hierdie wêreld en al sy goed wat in hierdie wêreld is nie. Efesiërs 3 vers 20 sê, en hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Wie van julle doen bietjie dagdrome? Come on, church. Okay, wie van julle het 'n brein? Kom ons begin daar. Ja, almal het dagdrome, is dit nie? Ja, almal van ons het jy dink aan goedjies en dan hoe het my ouma altyd vir my gesê, "As reg my kind, bou daai goeters, ek verf hulle almal vir jou." Sê ek is reg, ouma, laat ek ouma vertel van hierdie een.
dan vertel ek haar iets wat gaan gebeur en wat ek gaan doen, en sê sy, "Is reg my kind, ek verf hom, watter kleur wil jy hom hê?" Sy verf hulle almal vir my. Hey, het ons groot mense, het ons nie geneig geraak om van ons kinders te sê, man, is net 'n droompie. Dis sommer net nonsens. In plaas van hom te sê, is reg my kind, kom ek verf daai ding vir jou. Ek sit die verf op. Laat die Here ons help. Hy is bereid en kan doen ver bo wat ek en jy bid. Nou wie van julle het al groot goed van die Here gevra? Ja? Jy kan maar groot goed vra. Hy sê, want ek kan ver bo wat enigiets wat jy kan bid. Die Here sê, ek kan ver bo dit doen. En nie net wat jy bid nie, maar wat jy dink. Ek kan ver bo dit doen. Dis wie die Here is. So, Here, kom open ons oë om te sien. Jy sien, want ons sê, maar sien is glo, is dit nie? Dis mos wat ons sê, sien is glo. So as my oë begin oopgaan, en ek kan 'n bietjie sien, dan sal die geloof in my hart ook opstaan. Man, en dan sal ek bietjie anders te begin dink, en anders te begin doen, en anders te begin lewe. Ek sal begin lewe soos iemand wie se God alles kan doen, ver bo wat ek en jy bid of dink. Ons sal so begin lewe. Here, verander my denke om dit te doen. Help my om te sien wat Jesus sien. Nou, ek dink ons sal skrik as ons dit kan, as dit gebeur. Want jy sien, ek en jy kyk na dinge en dan dink ons, hierdie is 'n groot nood en behoefte, en die Here kyk na hom en dink, nee, dis net 'n dingetjie wat uitgesorteer gaan word. Maar hier is eintlik nood. Hier is eintlik behoefte. Ek en jy kyk met ons mensoë en ons mensdenke en alles wat in ons brein is, help ons om dit te interpreteer wat ons sien. Jesus sê, ek sien die onsienlike. Ek sien ver meer as wat jy dink en wat jy kan bymekaar maak, wat in jou hart kan opkom. Ek wil sien met Jesus se oë. Efesiërs 1:17 en 18, ons het die versie nou al 'n paar keer gelees, ek lees al van vers 18. Hy sê, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. That you may know. Jy sien, wanneer ek en jy met Jesus se oë sien, dan sal nie twyfel aan goed nie. Ek weet. Ek weet. Laastens, sien die groot prentjie. Ai. Die meeste van ons kan net droom oor môre. En ons droom oor môre en miskien 'n bietjie later as dit. Maar wie van julle sal daarvan hou om net die groter prentjie te kan sien wat God in store het? Well, open the eyes of my heart, Lord. Dat ek kan sien, Here. Dat ek regtig kan sien die groter prentjie. Ek sien die meeste van ons, né? Ons sien net nou hier waar ek beleef. Wel, ons weet van gister. Ons het eintlik geen idee hoe môre lyk nie. So dit is gemaklik, ons leef net nou. Party mense se lewe is 2 meter. Al wat hulle sien is wat binne 2 meter van hulle af is en wat hulle lewens aanraak binne in hierdie 2 meter. Dis waar hulle leef. Wil jy nie hê dat die Here slag net jou oë oopmaak en laat hierdie 2 meter 'n bietjie wyer raak en 'n paar kilometer dalk raak. En nie net kilometers, maar 'n paar jaar, Here. Dat ek kan sien wat U sien, die groter prentjie. Nie net my eie klein wêreld wat beheer word met, as ek nou vanoggend opstaan, is die linkerknie of die regterknie seer, is die linker heup oukei, is die regter heup oukei nie.
Dat as ek nou opstaan vanoggend, Here, draai my kop 3 maal of draai net 2 maal. Dat ek verby dit kan kom en sê, Here, daar's 'n groter prentjie as net wat ek beleef nou. Daar's 'n groter prentjie as wat ek net sien. Ons kyk soms na ons kinders en ons kyk na hulle lewens en ons sien goed gebeur met hulle en ons kyk vas daaraan en ons sien nie God se groter prentjie met hulle nie. Ons sien nie God se groter plan nie. Met ons en met die mense om ons. Laat die Here bietjie ons oë oopmaak en vir onsself sê, hier sit ons as 'n gemeente in Stilbaai. Nou, hierso in ons dorp. Laat die Here 'n slag bietjie ons oë oopmaak om die groter prentjie te sien as net 'n gebou waar mense op 'n Sondag bymekaar kom. Of in die week by 'n selgroep of die goedjies wat ons doen. Dat die Here 'n slag vir ons net bietjie wys, hoe lyk dit? Hoe lyk ons? Het jy al ooit gaan dink hoe lyk ons oor 10 jaar van nou af? Hoe lyk ons oor 20 jaar van nou af? En almal van julle weet hoe vinnig 10 jaar gaan. Jy's nou hier en net nou as jy daar. Vra die Here, kom open bietjie my oë, Here, kom open my, laat ek 'n bietjie verder kan sien as net my neus. Dat die Here vir ons daarmee kom help. Psalm 25 vers 4 tot 5 sê, Here, maak my U weer bekend. Leer my U paaie. Lei my in U waarheid. En leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Kom leer my, Here, U weë. Wys my die groter prentjie van my lewe en van die goed waarin ek betrokke is. Jy sit in 'n besigheid, in 'n werk, vra die Here, wys my die groter prentjie van my besigheid, Here. Of het ons gestop waar ons nou is? Het ons gestop met groei? Here, wys my die groter prentjie van my eie geestelike lewe, my pad wat ek besig is om te loop saam met U. Of het jy gestop? Het jy nou besluit ek is nou oud genoeg om te groei? Wel, jy is nie. Ek het 'n verrassing vir jou, jy gaan jou hele bestaan deur groei. Die engele wat in God se teenwoordigheid is, ontdek vandag nog elke sekonde iets nuuts oor hierdie God wat ons dien. So vir ewig sal ek en jy op daai plek wees waar ons God se nuutheid en grootheid gaan ontdek. Al is ons daar saam met hom en by hom. Jy het nie op 'n plek gekom waar jy nou stop en sê, man, ek het nou gearriveer. Jy weet, ek het genoeg geld in die bank om net gemaklik mee te leef nie en voordat dit op is ek dood. Dis 'n sad uitkyk op die lewe. Sê vir jouself, Here, kom open my oë. Jy sit jong mense wat vandag na hulle self kyk en sê, Here, wat gaan ek doen? Jy weet, in hierdie land sal nie werk nie. Dink jy God beplan die goed vir jou dat jy kan werkloos wees en niks doen nie en net krepeer? Nee, dis nie wie God is nie. Vra hom, maak my oë oop, Here. Wys my, Here, wat om te doen. Leer my U weë. Leer my die pad, Here. Wys my die pad. Kom, maak my oë oop. Ek wil die groter prentjie sien. Ek wil sien. Here, ek wil sien. Ek wil nie net kyk nie. Dat die Here jou hart, jou denke verander. Vra hom, vou toe, Here, vou my toe met U Gees. Dat hier binnekant ek die onsienlike kan sien. Dat ek met U oë kan kyk, Here. Dat die Here weer die droom in jou hart aan die gang kry, man. Dis van julle wat lankal ophou droom het. Wel, God droom nog steeds oor jou. So kom in lyn met sy droom. Ek stap 'n bietjie in daai plek in en sê, Here, wat beplan U vir my? Ver bo wat ek bid of wat ek dink. Dis wat hy vir jou beplan. Vra die Here om jou oë te open sodat jy dit kan sien. So kom in posisie. Kyk en sien. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U met ons praat en ons leer en ons help. U het ons wonderlik gemaak, Here. U het ons wonderlik gemaak. Ja, so wonderlik. Dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U in ons harte werk
En vanoggend ons kom leer dat ons denke vernuwe kan word sodat ons anderster kan kyk en sien, Here. Dankie, U maak dit vir ons moontlik. Terwyl jou oë gesluit hou. Miskien sit jy en sê, Here, ek het nodig dat U bietjie my oë oopmaak. Ek het 'n geneigtheid om net tot hier by die punt van my neus te sien. Ek het nodig dat U vanoggend vir my gaan help, dat my denke toegevou word met Heilige Gees, dat U die filter sal wees wat al hierdie vooroordeele en goed in my hart en in my lewe net sal wegvat, sodat ek kan sien met U oë, ook oor my en in my lewe. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy wil sê, Here, hier is ek, kom, maak my oë oop. Ek wil nie net kyk nie, maar ek wil sien, Here. Staan gou op jou voete. Sê dit vir hom, Here, hier is ek. Kom doen dit vir my. Come and open my eyes this morning, Lord. I want to see Jesus, but I want to see life as Jesus sees it. Ek wil na hierdie wêreld, na die lewe, na my omstandighede kyk met die oë van Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie, Vader. U sien elke man en vrou wat voor U staan, mense wat net sê, kom maak my oë oop. Here, ek het nodig om te sien. Ek het nodig dat U my denke vernuwe en verander om in lyn te kom met U wil en U woord, Here. Om die goeders wat in ons lewens ons vasvang, in ons sien, Here. Hier in ons denke vasvang, daai goed wat lankal moes verander, kom verander en vernuwe dit. Dag na dag doen U dit, Here. Help ons om medewerkers te wees, om toe te gee en oor te gee aan U, sodat U ons kan vernuwe. Heilige Gees. En ek kom bid vanoggend vir U, kom open die oë van elke man en vrou, kom open my oë, Here. En Here, wanneer ek sien met my vlees, Here, met die voor die hand liggende goed in my brein, dan bid ek, Heilige Gees, dat U onmiddellik vir my sal sê, stop, kyk met die oë van Jesus. Dat ons met U oë sal kyk, Jesus. En ons die uitkomste sien, en ons die antwoorde sien, en die deurbrake sien, en die oorwinning sien wat in U hand is, Here. Dankie dat U dit vir ons kom doen. Ons eer U en ons loof U daarvoor in die magnifieke en die wonderlike naam van Jesus, die koning van alle konings, bid ons dit. Amen.